les. Maar mag die Here ons regtig optel met die woord, want so kan dit nie aangaan. Ek het 3 goed wat ek graag met u wil deel. Die eerste een begin by donderdag aand. Donderdag aand is dit hemelvaart. Luister mooi. U kan enige tyd van 6:00 tot 6:15 in die laadbaan kom nagmaal geniet. Dit gaan vir jou anders wees, maar kom ek verduidelik. Hierdie saal gaan toegepak wees met tafels vir die besaar. Maar donderdag aand, omdat die lewe so gejaag is, gaan ons 'n tyd skep van stilte, waarin jy enige tyd kan inkom, luister na die rustige musiek, luister na 'n kort woordverkondiging, en as jy gereed voel om die nagmaal te kom gebruik, kom jy na vore, en ek bedien aan jou die brood, en ek bedien aan jou die wyn, dan kan jy weer gaan sit, en nog 'n boodskap luister, dan gaan 4 tot 5 verskillende boodskappe wees rondom hemelvaart, en jy kan besluit of jy die hele spektrum wil deurluister. Maar enige tyd van daai siklus, kan jy kom, en kan jy weer gaan. So as jy haastig is, kan jy regtig waar kom luister, stil word, en dan geniet, en weer gaan. Of jy kan langer sit as jy wil. Ons noem dit 'n stil nagmaal, en ons het ook in ons storie gesê, dis ook, as 'n mens dink in terme van die geraas, van Woensdag se bazaar, en van die Pinkster wat voorlê, dan is dit 'n wonderlike geleentheid om sommer net meditatief met God en met sy woord besig te wees. Ek sien dis 'n paar nuwe intrekkers om hulle, kan ek kyk nie by welkom ook. So wat ons vir jou sê is, van 6:00 af tot 6:15, enige tyd kan jy kom, en jy kan jy weer gaan. Dan die tweede saak, wat ons met mekaar moet gesels, is Vrydag se bazaar. Nou geliefdes, u weet hoe ons daaroor voel, u weet wat is die uitgangspunte daar rondom, maar ons wil vir julle vra, nooi asseblief julle vriende en julle familie saam, en kom ons maak van Vrydag aand weer saam 'n sukses. Hier is een persoon wat vanoggend hier voor my sit, wat 19 gaste Vrydag aand saam. Ek hoop ons het genoeg nagmaal en genoeg keer in reis en so voort. Daar is veel te eet en te drink. Dit gaan 'n baie, selfs 'n groter fees wees as in die verlede. En dan het julle in die afkondigings so 'n papier ontvang. En die versoek is dat jy dit asseblief op een van jou motors se vensters moet plak. Nou ek gaan self vir my 'n groter een maak as die ene, maar daar is daar 'n bietjie detail op by. So help ons bietjie met daardie reklame, plak dit dan ergens op 'n venster, en dan ons ook vir ons gemeenskap weer bewus maak daarvan. Die lidmate, julle word gevra om asseblief alle bazaarbestandhede kantoor toe te bring, en julle word gevra om asseblief julle name op die lys van pannekoekbaksters te sit. Kan ek net hoor hoe die baas daai lys in die kerkkantoor. Pannekoekbaksters, daar's nog mense nodig. En dan wil ek tog vir julle sê, hier in die afkondigings het julle die Pinkster se program, hierdie rooi bladsy, die rooi vir die vlag van die Heilige Gees, en ek wil vir die vra asseblief kom neem deel hieraan. Dis 'n geleentheid om regtig op ontdekkingsreis te gaan, jouself ook te leer ken, en om saam met die Here te kon loop. Ons het 'n gospelsanger in die persoon van Arno Ferreira, wat vir ons van Sondag aand af tot Donderdag aand gaan hy vir ons die lofprysing hanteer, daardie bediening. En dan wil ek ook tog net sê, die Kombersprojek, daar is nog so 250 blokke wat gebruik moet word. Miskien het julle dit al reeds by julle. Weet jy, ons hoor van mense tot in die Oos-Kaap wat bring en wat help en wat betrokke is by die projek. So ek wil regtig sommer vir julle vra, vir die vrouens sê baie geluk. Dis 'n baie mooi geleentheid. Vanaand 7:00 is daar 'n selgroep wat Jaco gaan begin vir alle jong mense, ook naskoolse jong mense. Maar hier by julle kom hier by mekaar, en kom ons ondersteun ook daai geleenthede waar ons kan groei en waar ons saam ook die Here kan dien, maar ook mekaar kan versorg. Weet jy wat het die Here in die vakansietyd vir my gesê? Dis nog 'n bietjie in Engels ook. Nou, ek gaan dit traag. If you want to be ministered to,
wil word, dan moet jy self bedien. En die gemeentes in ons land wat groei in getalle en ook in diepte, geestelike diepte, is gemeentes waar daar klein groepe is, waar binne jy kan bedien, maar ook waar jy bedien kan word. En ek het 'n aanvoeling dat ook na die Pinkster gaan die Here met ons in 'n ander rigting werk en dat ons hierdie saak baie ernstig sal opneem. Geliefdes, ek dink dis al. Ek hoop ek het nou iets uitgelaat nie. Is daar iets wat ek uitgelaat het, moet iemand vir my sê? Is daar, steek maar hand op, ons is ons lekker, ons het ons vrymoedigheid, ons kan maar met mekaar praat. Is daar enigiets wat ons uitgelaat het? Goed, baie dankie. Kom, ek wil u vra om saam met my in die naam van die Here hierdie diens te kan begin. En kyk 'n bietjie op ons skerm hoe ons dit gaan doen. Verlede week het jy pragtig deelgeneem. Ek het ook baie mooi terugvoer gekry. Ons het uit Psalm 23 het jy deelgeneem. Kom ons kyk dat Frik net vir ons dit op die skerm kry. En ek gaan vir u vra om net eers stil te raak en kyk 'n bietjie na die rooi gedrukte gedeeltes. En nogal iets wat die Here vir my nogal oortuigend is. Dis dalk 'n manier, 'n metode om weer sekere ou waarhede by ons vas te lê. Kom kry dit is by Jesus, hoe gaan dit met jou rug? Wanneer word jy geopereer? Nog nie seker. 'n manier om waarhede in ons gedagtes en in ons harte weer vas te lê. Kyk 'n bietjie na daai rooi gedeelte. U gaan elke keer sê ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En ek wil vir die tieners vra, vir die kinders, maak dit vir jou vas. As jy môre ergens 'n probleem optel, môre werk 'n ding nie lekker uit nie, of jy is sommer net 'n bietjie kwaad of stuurs of iemand het 'n bietjie op jou tone getrap of iemand het jou afgejag en jy kan sê, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die studente wat eksamen moet skryf, kinders wat eksamens moet skryf, sê vir jouself, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. As jy dalk in hierdie afgelope week baie huwelikspanning gehad het of spanninge binne jou verhoudings, as die lewe vir jou half te veel geword het, as die kinders te veel van jou gevra het of jou man of vrou te veel van jou gevra het, sê dan vir jouself, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Maak dit die lese vir die komende week. Kom ons begin. Deur dan in die naam van die Here en van in die woord te sê, ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Die antwoord. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, luister mooi, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en slaap nooit nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou, sê die woord, van alle gevaar. Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal jou beskerm. Waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, aanvaar dit vandag. Aanvaar dit as 'n feit dat hierdie psalm waar is. As jy terugkyk op jou lewe, as jy gaan kyk na al die donker dieptes wat jy in jou lewe moes deurmaak, dan sit jy vandag hier om vir ons te vertel, jou hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Mag dit dan vandag
vir jou wat nog jong is, vir ons kinders wat klein is, die wat al in jare gegroei het, mag dit vandag jou sekuriteit wees. Mag dit vandag by jou vrede bring, om Christus. Mag dit vir jou oorwinning bring. Mag dit jou sterk maak, sodat jy kan uitstyg bo jou omstandighede deur dan te sê, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dan wil ek byvoeg en sê, wat kan 'n mens aan my doen? Mag die Here jou seën met sy vrede. Mag hy jou seën vanoggend met vrede, met vreugde. Mag hy jou seën met geloof, met krag en met motivering. Amen. Kom ons loof die Here. Ons sit so lief 'n bietjie sittende en of jy ons moet daar staan te sit, kom ons staan, die wat wil staan, die wat wil sit, kom ons sit. So kom ons staan en dan sing ons 3 liedere saam.
volgende lied is regtig 'n baie biddingslied. Ons sit in die afgelope 2 weke en wie vra kom ons sit ons hele hart, ons hele siel, al ons gevoel, al ons emosies daar. Ons sit dit mooi saam. Ons sit by die Here daarmee. Ons beleef dit wat Johannes in Openbaring beleef het, wanneer ons opkyk, en dit wat Stefanus beleef het, toe hom gestenig het.
ons beleef ook vanoggend hier 'n geopende hemel. En Here, ons is nie hier vir onsself nie. Ons is hier om U te kom aanbid. Ons is hier, Here, om ons harte voor U te kom uitstort. Ons is hier om ons laste voor U te kom neergooi. Ons is hier, Here, om ons kommer voor U te kom werk. En ons is hier om U naam te kom aanbid. Want U is God. U is die Almagtige. U is die Allerheilige, die Ewige. U stel Uself bekend as die onveranderlike, die God van genade, van barmhartigheid, van liefde. Dus hier by U, Here, dat U vir U kinders en vir die persoon wat selfs nog nie eens seker is van U nie, dis hier waar U vir ons rus en vrede en verlossing en vergifnis wil kom gee. Dis hier, Here Jesus, waar ons saam met U soos die Samaritaanse vrou om die put wil sit en water van die lewe wil kom drink, want Here, diep in ons is ons dors. Diep in ons is ons verlange na die lewende God. En kan ons ook maar vanoggend as gemeente en as gemeenskap vir U sê, Here, ons het 'n behoefte daarna om U te sien. Ons het 'n behoefte daarna om U te kan beleef. Ons het 'n behoefte daarna om U Gees en die krag en inspirasie van U Gees te kan beleef, sodat ons deur die opstandingskrag van Jesus Christus kan uitstyg bo ons omstandighede, want Here, plek word ons omstandighede vir ons te veel. Daarom kom buig ons, wil ons vir U kom loof dat ons kan sê, ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Here, seën vanoggend hierdie erediens. Seën ook die verkondiging van die woord. Maar Here, ons bid ook vir elke leefplek vanoggend. Wat die redes daarvoor is, dit sal ons 'n klomp kan opnoem. Miskien is daar natuurlike redes, so siektes en verkoues en mense wat nie eens hier is nie. Maar dit kan ook wees, Here, dat die stoele leeg is weens 'n stuk geestelike luiheid, weens 'n stuk woede, 'n aggressie, 'n teleurstelling teenoor U en teenoor U kerk. Maar dit kan ook wees, Here, dat dit is omdat die res van ons en ek self so onvolmaak is, dat Here, mense sukkel om ons lief te hê. Maar vanoggend wil ons kom bid dat dit wat hier gebeur rondom U woord sal gebeur en dat U Gees, o Here, met ons wat hier sal praat en dat U vir ons sal bewaar en sal beskerm en dat U vir ons vrede sal gee. Ons bid, Here, vir ons kinders en vir ons tieners en vir ons jong mense, maar ook vir ons ouer en ou mense. Here, wat elkeen maar worstel, wat maar in die stilte frons en baie keer ook wonder. Daarom bid ons, Vader, Seun en Heilige Gees, dat ons hier aan U woord en aan U voete vrede sal ontvang. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die mooiste naam. Amen. Ons maak ons Bybels oop by 1 Tessalonisense 5. Ons gaan lees van vers 12 tot 28. Kinders, julle kan nou vandag daar na Janko toe, waar die kinderkerk aan die gang is. Daar is ook 'n pragtige mamma wat besig is met ons kleutertjies. En dit is altyd lekker om te sien hoe dat die dames van die gemeente na vore kom. So kinders, julle kan by Janko gaan kuier. Hier by ons kan ons lekker na 2 flieks kyk en julle gaan dit mis. Sorry. Kom ons lees in hierdie gedeelte. Wil vir eerlikwaar sê, hierdie woord in die Here het gegee vroeër in die jaar vir een van ons gemeentelede se roudiens. En iemand het vir my gevra, Here het my gevra dat die Here asseblief hierdie woord weer met die res van die gemeente moet deel. En daarom wil ek dit graag met die deel vandag. Ons lees van vers 12. Daar is 'n opdrag. Broers, susters, gemeente, liefdes, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk.
en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers, susters. Wys die leegleers onder julle tereg. Kyk 'n bietjie die werkwoorde. Wys die leegleers tereg. Praat die kleinmoediges moed in en help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig getrou gering skat nie. Maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is. En die teks wat ons vanoggend by gaan stil staan is die volgende. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Broers, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Kom ons lees vers 23. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam sy so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Ek was Dinsdag saam met 'n klomp predikante in 'n vergadering. En by die vergadering het die een predikant vertel daar in die platteland. Het hy vertel dat hulle praat hierdie tyd van die jaar al van 'n Novembermaand syndroom. Dis met ander woorde 'n tipiese syndroom wat 'n mens hier oor Novembermaand beleef, naamlik dat jy moeg is, dat jy uitgeput is, dat jy eintlik in 'n mate negatief is en dat jy net wil klaar kry waarmee jy besig is sodat jy die jaar kan afsluit met 'n heerlike vakansie. Maar sê die predikant, nou alreeds is daar 'n Novembermaand syndroom onder sy lidmate. Is daar 'n verslaandheid, daar's 'n moegheid, daar's 'n stuk kragteloosheid, daar's 'n stuk geïrriteerdheid. Praat 'n mens 'n bietjie met julle en julle met mekaar. Hoor 'n mens met die omgeegroepe, die groepe, waar ook al, dat dit ook maar 'n syndroom is wat by ons teenwoordig is. En is daar talle van u, en waar ek ook al kom, is daar talle van u wat vertel, ek het die beheer oor my lewe verloor. Ek lewe nie meer nie. Ek bestaan net. En soos wat ek met die opnames in die weermag destyds gedoen het, en hulle vra van 'n troep, waarvoor leef jy? Dan sê ek leef vir elke tweede week se pas. Sommige troepe het gesê, ek leef van Coca-Cola tot by Coca-Cola. En ons hier, meeste van ons leef van naweek tot naweek. Wat in die week gebeur, moet net verbykom en klaar. Ek wil dit graag vanoggend met 'n beeld voorstel. En ek wil hê jy moet 'n bietjie na hierdie minuutlange video kyk en vir my sê of dit dalk iets weerspieël van jou lewe vandag. Kom ons kyk 'n bietjie dan. Jy sal dit baie vind. Vir al ons manne. Kyk wat hier gebeur.
Goed, sy sê die krag van hoop. Ek wil die snit gebruik om vir jou te sê, dit is met almal van ons eintlik so. Dat die vrag wat jy dra is groot en swaar. As 'n mens die stiltes van die lewe begin vat, en as 'n mens na ander video's ook kyk, en ek het dit daar ook al fisies gesien daar op Palleborwa, as jy die vragmotors daar onder in die opgroef byna net begin beweeg, dan is hulle eers diesel aangedrewe. En die vrag is swaar, en hulle kom al rasende, sukkelende, rokende, die opdraand op. Maar wanneer hierdie vragmotor sy pantograaf opstoot en met die elektrisiteit met hom kontak maak, dan wil ek sê, skakel die dieselmasjiene uit en gaan hy oor op elektries en beweeg hierdie voertuig baie stiller en beweeg hierdie voertuig baie vinnig. Ek wil ook sê, en ekonomieser. En as hierdie voertuig met daardie pantograaf, met daardie elektriese krag van bo tot bo beweeg, dan lei hy sy vrag af om weer voort te kan begin. Iets daarvan moet jy saam in jou huis toe vat. Iets van jou eie belewenis van die vrag wat jy dra en van jou, kom ons noem dit maar, van jou gegrom en van jou by gekerm en van ons swaar kry en van ons geroep, van ons rokendheid, sien die mense dat hierdie vrag moet. En toe ons gister daaroor praat, het Bertus gesê, maar 'n mens moet jou lewe weer strategies gaan evalueer. En dan begin hy, en dit is korrek, juis wanneer 'n mens jou kontak met God, met die vertikale weer in orde kry, kom maar nuwe krag, nuwe perspektief, nuwe momentum, en vind jy die genade om die vrag te kan aflaai. Nou wil ek jou vat na die woord. Het woord wat Paulus geskryf het. Kom ons kyk 'n bietjie na vers 23, jy sal dit op die skerm ook sien. Paulus praat van 'n vrede. As hy sê, mag God julle geheel en al bewaar, dan is sy eerste gedeelte van daai vers, mag God wat vrede gee. Jy moet jy mooi hoor. Mense, dis kosbaar. Wat ek en jy moet raak sien is, dat daardie vrede in Engels vertaal word met spiritual prosperity. Ek het al hierdie term hier met julle gedeel. Spiritual prosperity in the widest sense. Kom ek vraag jy? As jy jouself moet evalueer, liggaam, geestelik, emosioneel, of jy vandag daardie prosperity beleef, in your wholeness, 'n mens van jouself uit, dat jy kan sê, my adres is reg, dit waar ek bly kan ek bekostig, dit waarmee ek ry kan ek bekostig, waar ek werk is dit oké, maar verder niks meer. Dat 'n mens dus hierdie vrede van God nie in sy volheid beleef nie, maar dat 'n mens skynbaar vrede het. En almal om jou dink dat jy vrede het. Maar diep binne in jou is daar onvrede, ongelukkig, is daar 'n stuk worsteling, is daar 'n stuk seer, is daar 'n stuk pyn, wat eintlik vir 'n mens kan sê, ja, ek hoor van die vrede van God, maar ek beleef het, of ek beleef het net gedeelte. Daarom wil ek vir jou vra, kyk 'n bietjie daarna, want Paulus wil vir jou vir my sê, en of jy dit wil aanvaar of nie, en of jy dit al beleef het of nie, dit maak die saak nie. Vra vir Paulus, wat was sy eerstehandse belewenis van God? Dan sal hy vir jou sê, kom ek verduidelik vir jou hoe my lewe gelyk, kom ek sê vir jou wat het ek
alles in my lewe ervaar en dan sê ek vir jou waar ek my vrede, my spiritual prosperity gaan kry en dit is by die bron van vrede, naamlik God. Dit kan die vraag is. Ons probeer hierdie vrede en hierdie geluk, probeer ons op allerlei maniere stimuleer. En hoe ouer ons word, hoe meer oorbetrokke raak ons, hoe oorvol word ons, want ons moet net op allerlei maniere kompenseer vir daardie leemtes wat ek ervaar, en dan reken ek, nou het daardie vrede, en voor jy jou kom kry, sit jy alleen in jou sitkamer, en jy besef, maar ek het dit nog steeds nie. Kom ek vertel het. Toe ons nog Hemelkruis gemeente was, het ons 'n band gehad met Beatrice gemeente in Zimbabwe. En ons moes met hulle bande knoop om hulle ook in hulle stryd te ondersteun. Daar het ek en Ida 'n gesin ontmoet met die naam Dion en Martha Tron. En wanneer hulle kinders van Zimbabwe afgereis het, Stellenbosch, want hulle daar gestudeer, omdat hulle studente of wie ook al deur Bloemfontein gereis het hulle altyd by ons kom oornag. Dion Tron was 'n man wat, as ek dit reg het, 2000 beeste per dag gemeld het. Dion Tron het 3 plase gehad. Hy was 'n welgestelde Zimbabwese boer. Was ook die ondervoorsitter van die Commercial Farmers Union en het ook die voorsitter van die Commercial Farmers Union geword en het sy hande afbeklei teen die verstommende vergrype wat daar was van die staat se kant af en het dit selfs tot in Windhoek by die Wêreldhof is daardie mense skuldig bevind aan die onregverdige toeëning van eiendom. Maar weet jy wat? Dion Tron en Martha Tron het spiritual prosperity by God ontvang. Dion Tron en sy vrou het vir my en vir Ida en ek dink ook die hele gemeente geleer dat jou spiritual prosperity, jou vrede hang nie af van wat jy het en waar jy bly en wat jy is of wat jy wil word nie. Maar het hang af, luister mooi, van 'n verhouding wat jy met God het en 'n verhouding wat jy met mense om jou het. Daarom, geliefdes, is 'n gemeente van die Here Jesus Christus so 'n verstommende gimnasium om in te oefen. Want dis hier waar ons die liefde van die Here teenoor mekaar moet en behoort uit te leef tot so mate dat jy ook daardie voorspoed, daardie vrede by die Here kan ontvang, sodat jy nie alleen binne dit moet staan en binne dit moet beklei. Daarom is dit so belangrik dat ons ook in hierdie tyd by mekaar moet uitkom en dat ons hierdie verhoudinge in plek moet hou, sodat ek met jou en jy met my en julle met mekaar en onderling daardie vrede van God kan uitdeel en dit kan beleef. Verskoon my dames, vrouens is mooi, maar sommige vrouens is mooier. Ek sê baie keer vir die dag, daardie vrou is besonder mooi, want 'n mens kan sien dat sy baie liefde in haar lewe ontvang het. So gaan sê vir jou man, gee my net liefde en ek sal mooier wees. En jou man sal antwoord, ek ook. Ek ook. So kom ons sê vir mekaar, liefdes, God is die bron van vrede. Want dis by hom waar jy kom, regtig, praat nie stories nie, maar dis by hom waar jy kom en waar jy hierdie diepte, hierdie diepgaande, hierdie integrale vrede en geluk en prosperity beleef. Kom ons kyk die volgende. Hy sê, mag julle volkome aan hom toegewyd wees. Luister gou 'n bietjie. Kyk na die woord volkome. Die Griekse woord holokleros, wat beteken dat jy geheel en al, reserveloos, jouself aan die Here sal toewy. Dis 'n geweldige saak hierdie. Ek
weet nie wat 'n mens daarmee nog moet maak nie. Deuteronomium 27 vers 6 sê, dat wanneer 'n mens 'n offer bring, kom ons sê, dit is die offer. Hy sê, wanneer jy 'n offer na God toe bring, in die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Ou Testament, gebruik hy die woord holokleros, in dieselfde sin as wat hy dit gebruik in terme van 'n offer. Jy kan nie 'n offer net halfpad bring nie. Dat wanneer jy 'n skaap of 'n bees of wat ook al op die altaar van die Here neerlê, kom ons maak dit maar so, op die altaar van die Here neerlê, dan is dit die hele skaap of die hele bees of die hele offer. So wat die woord van die Here hier vir ons sê, maar God wat vir jou vrede gee, jou volkome aan hom toegewy maak, volkome holokleros, sonder reserve, liggaam, siel en gees. Hoor jy? Dink 'n bietjie geliefdes. Dink net 'n bietjie, evalueer jou eie lewe. Wat in my lewe, wat 'n segment van my lewe, wat 'n gedeelte van my lewe wil ek nie vir God gee? Wat 'n gedeelte is nog nie aan hom toegewy? Maar kyk net, daar's 'n ander waarheid ook. Hy sê, mag hy julle volkome aan hom toegewy wees. Wie is die handelende persoon? Wie sou hy sê? God. Hy self is die handelende persoon. En weet jy, as jy maar net 'n bietjie mooi gaan kyk, sal jy sien hoe die Here aan mekaar met jou en my besig is om ons in te katrol, om by hom te kan wees, sodat hy vir ons hierdie vrede kan gee. Ek sien dit in die lig van die hele beeld van om vissers van mense te wees. Wat gebeur met 'n vis as jy 'n vis vang? Hy vat die hoek. Maar die visserman moet hom stadig maar seker, sistematies in katrol. Dis wat God met ons doen. Hy katrol ons in. Maar wat doen die vis? Die spartel en die spook om asseblief net nie by hom uit te kom nie. Iets van daardie beeld. Wil hy vir ons sê, as hy sê, moenie die Heilige Gees gedurig teestaan nie. Is daar iets daarvan in jou en my lewe, dat ons as 'n stout kind vaskop en spartel en spook, dat die Here tog net nie my heeltemal sal vat nie, en dat hy tog net nie my in sy mag heeltemal sal kry nie. Maar kan jy dan verstaan? Kan jy verstaan hoekom ek jy nie vrede het nie? Ons het op ons eie agendas, ons het op ons eie planne, ons het op ons eie lewe, en dikwels het die Here nie so alles daarmee te doen, soos wat ons wel miskien sê. Daarom sê, mag God vir julle vrede gee, mag hy julle volkome toegewy maak. Hoekom? Sodat ons op die dag van sy wederkoms, en onthou dit kan jou individuele dood ook wees, maar sodat ons op die dag van sy wederkoms onberispelik voor God kan wees. Maar ek wil stil staan by daai drie terme. Liggaam, siel en gees. Kom ons lees die sin. Eers terug. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewy maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees. Ek gaan nie in 'n digotomisme verval nie. Daarmee sê ek gaan nie vandag sê 'n mens bestaan uit twee dele nie. Gaan ook nie vandag vir jou sê bestaan definitief uit drie dele nie. Maar ek gaan hierdie drie terme 'n bietjie forceer. En ek wil vir jou vra, dink 'n bietjie. Toets jouself. As ek geheel en al na liggaam deur God bewaar word. Kom ons vra vir onsself af. Wat doen jy liggaamlik om hierdie vrede van God te kan ervaar? Heeltemal prakties loop. Ons eet goed. Ons probeer goed slaap. Ons rus gereeld. Sommige oefen gereeld. Ons sorg vir ons liggaam. En wanneer ons liggaam goed versorg is, dan beleef ons 'n fisiese shalom, 'n fisiese vrede. Dan ontmoet ons God. Luister baie mooi. Ons ontmoet God in ons liggaam. Want in my liggaam en deur my liggaam verheerlik hom, maak ek hom groot, dien ek hom. En in my liggaam, of my hele liggaam, stel ek tot sy beskikking, laat hy my geheel en al volkome kan beheer. Dis maklik nie. Kom ons kyk na die
gees, na die term siel. Die Griekse term hier is psyche. Eerste term van liggaam is sarkos, dan psyche. Kom ons kyk bietjie 'n prik dat jy ons daai skets opkry. Liggaam, psyche. Ek gaan nie vir u sê dis allerlaaste waar nie. Maar ek kom agter, hier is sielkundiges in ons stad ook, wat tog wel vir 'n tyd lank gesê het, 'n mens bestaan net uit twee dele, liggaam en gees. Maar sielkundiges, soos wat ek dit verstaan, wat al hoe meer sê, ek kan nie die goddelike dimensie ontken nie. Want mense het 'n goddelike dimensie, 'n vertikale dimensie, het 'n psyche, 'n siel. En daarom praat ons van sielerus, sielevreugde. Praat ons van God red my siel, en praat hy van siele. Om te sê dat as jy hierdie vrede van die Here wil beleef, dan is dit belangrik dat jy in jou verhouding tot jou Skepper, die een wat hemel en aarde gemaak het, dat daar harmonie moet wees tussen jou en hom. Dat daar 'n openlike, intieme, eerlike verhouding met hom sal wees, en natuurlik ook in jou verhouding met ander mense. Maar dat jy jou vrede met God wil beleef, wanneer 'n mens hierdie sielegeluk, sielevreugde in hom ervaar. Dis miskien ook maklik. Sommige mense reken, solank jy liggaamlik gesond is jou pad gemaak. Ander mense gaan weer op in die siel, in die sin dat as my verhouding met God reg is, maak niks anders saak nie. Maar ek weet nie by die derde dimensie. Dis die gees, die pneuma. En ek wil dit tog bietjie uit onkunde, wil ek sê dit kan wees, daai goed wat ek in my gees wegpak, onbewuste, waar ek 'n klomp dinge net eenvoudig half vermy of ignoreer, maar dit gaan sit vas in my gees, en so luister ons en hoor ons van angsversteurings, van spanninge, van persoonlikheidsveranderinge, hoor ons van al daai nare goed wat in mense, of moeilike dinge wat in mense se lewe gebeur. En dan kan ons vanoggend vir mekaar sê, jy kan jou liggaam versorg, jy kan jou siel versorg, maar wat van jou gees? En as ons dink in die tyd waarin ons leef, en die dink aan daai vragmotor met al die rook en al die dinge, dan is die vraag wat ek vir myself afvra, wat pak ek in my gees weg? Watter konflikte, watter verwyte, watter traumas pak ek daar weg? Maak ek nooit oop of laat ek nooit deurlaat sodat dit kan skoonspoel en ek kan lewe nie. Dat baie keer sal mense vir jou sê, my liggaam is gesond, my verhouding met die Here is gesond, maar daar's fout. Ek het 'n kortsluit en ek weet nie wat met my aangaan nie. En dis dan juist waar ons sielkundiges so 'n verstommende rol ook kan speel en dan wel speel om vir jou te help om terug te beweeg in die verlede in en om te gaan kyk wat het in jou lewe vasgehaak en wat het jou vandag, wat beperk jou vandag, wat beheer jou vandag. En weet jy, ek wil dit aansluit by die volgende skets. Ek het dit by vleeniers geleer. Toe ek eendag met hulle oor hierdie saak praat. Toe sê ek vleenier vir my, maar hy kan hierdie ding van 'n mens se siel of jou gees, jou gees wat knap, kan hulle opper aan hulle eie wetenskap. En ek gaan dit maar net probeer. En sê 'n vliegtuig het 'n angle of attack. Kyk 'n bietjie na die vliegtuig en ek wil eintlik na die volgende prentjie toe gaan. Ek dink dit gaan beter wees. Daai swart wat julle aan die linkerkant van die skerm sien, is die vliegtuig se vlerk. Die boonste skets en die middelste skets. Boonste skets wys vir jou hoe dat die lug oor 'n vliegtuig se vlerk moet vloei. Dit is 'n angle of attack. As die vliegtuig effens opstyg, dan sal jy die middelste foto kan sien, dis die vlerk wat effens opgaan, maar die lugvloei is nog glad nie versteur nie, en hy skep 'n lugleegte om hom, sodat hy sy vrag daar binne kan dra. En dis hoe 'n vliegtuig werk. Hy skep sy eie lugleegte, hy beweeg met gemoed, en hy dra dan sy vrag binne dit. Maar kyk 'n bietjie daardie derde swart skets. Dit is 'n critical angle of attack. En as jy dit vergelyk aan die kant, aan die regterkant, dan sal jy sien, daar is nog 'n duideliker skets. Bo is dit die angle of attack, daar's niks reg, niks verkeerd daarmee nie.
maar die onderste een is 'n critical angle of attack. Kyk 'n bietjie, hoe is daardie lugvloei op daardie vliegtuig se vlerk versteur? Wanneer gebeur dit? Dit gebeur nommer 1, wanneer jou vrag baie swaar is. Nommer 2, wanneer jy moeg is en jou spoed nie vinnig genoeg is om wel daardie vrag te kan vat nie. En nog 'n ding, wanneer jou hoek, met ander die las wat jy moet dra, die uitdaging wat jy moet aanvat, wanneer dit vir jou te groot is en jy te veel met te min probeer. Verstaan? Angle of attack, critical angle of attack. En dit kan gebeur met enige een van ons wat vandag hier sit, dat jy nie meer die vrag kan dra nie, dat die spoed en die moegheid waarmee jy dit moet hanteer, nie dat dit daar is, en dat jy die helm of die uitdaging vir jou te groot is. Weet jy wat gebeur met daardie vliegtuig? Daardie vliegtuig stop, STALL, en hy stort te neer. Iets daarvan is wat die Here vir ons wil sê, ek gee vir jou na jou liggaam vrede. Ek gee vir jou na jou siel vrede. Ek wil ook vir jou vrede gee na jou gees. Evalueer die eie lewe. Want dit is hoekom ons baie keer 'n knakpunt bereik. Hoekom ons baie keer net eenvoudig nie meer kan volg nie. En dis in hierdie dinge alles wat die Here dan vir ons wil sê, ek wil jou bewaar. En ek wil afsluit met 'n beeld. Een van ons bankgroepe, dis die gemeente se bankgroep ook, het die pragtige beeld gebruik die pragtige gesegde op televisie. In the right hands, anything is possible. Ons kan dit verander en vir mekaar sê, in God's hands, anything is possible. Kom ons kyk 'n bietjie na daardie toneel. Check it, 15.9, expect to contact my meeting 1.5 now. 1.5, Texas 5040 minutes. Het ons weer 'n rokende engine. Daai is 'n klop voels. Check it, 15.9, turn left, thing 270. Cactus 1539, birds, safe, false red, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return a little bit. Turn left, heading up 220. 220. Copy the plot, to center emergency return is 15.9. He, third strike, he lost all engine, he lost the thrust in the engine to return immediately. Check it, 1529, which engines? He lost thrust in both engines, he said. Got it. Active 15.9. Could you get it, please? You want to try to weigh in runway 13? We're unable, we made the deposit. I active 15.9. Could you let traffic to runway 31? Unable. Okay, what do you need to win? Do you want to try to go to Cedarborough? Yes, sir. Empire, actually, we're going to Park Sky Emergency now. Hey, good. Active 15.9 over the George Washington Bridge, wants to go to the airport right now. Also, airport check, does he need assistance? Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1? Runway 1, that's good. Active 15.9, turn right 280 to land runway 1 in Cedarborough. We can't do it. Okay, which runway would you like at Cedarborough? We're going to be that. I'm sorry, say again, Cactus? Cactus 15.9, radar contact is lost. You also got Newark Airport, B2, talking about 7 miles. Eagle 54718, turn left, thing 210. 210, 2718. I think he said he was going in the Hudson. Cactus 15.9, you saw? Ons vat dit saam. Die woord sê, God is die bron van vrede.
iets houds. Hierdie vrede gee God en bewaar hy vir ons. Na liggaam, siel en gees. Dink 'n bietjie by jouself. Maak nie saak wat jou omstandighede is, of jou vriend of vriendin is. In God's hands. Anything is possible. Weet jy, dit is my so lekker om te weet, dat dit die Here Jesus vir ons kom sê. Dit het vir ons kom. Ons wat gewone, pynbare mense, dit het vir ons kom sê. Kom ons mens. Here, ons wil graag op die woord reageer. En ons wil vir U sê, Here, ons wil graag hierdie vrede hê. Ons mis dit ook in ons lewens. En ons weet baie keer die Here waar om dit te vind en hoe om te maak nie. Ons verloor beheer oor ons liggaam. Ons verloor beheer oor ons siel. Ons verloor beheer oor ons gees. Here, ons is moeg en uitgeput. Ons is bekommerd, kwaad, teleurgesteld, verward, bevrees, onseker. En tog het hierdie diens begin met die woorde: ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Daarom, Vader, Seun en Heilige Gees, kom vra ek nou om namens hierdie hele gemeente, gee vir ons daardie vrede tot in die diepste van ons hele wese. En laat ons hierdie vrede, Here, so uitstraal, so uitleef, dat mense vir ons sal vra, waar kry jy dit? En Here, as ons hierdie vrede het en ons met mekaar te doen het, dat ons ook in hierdie vrede mekaar sal bedien. Here, ons dink altyd, dit gaan met my nie slegs. Ons dink altyd, dis net ek wat 'n probleem het. Ons dink so maklik, dis net ek wat spanning het. Maar Here, ek dink nie aan die persoon met wie ek te doen het en op wie ek dalk geskel het nie. Ek dink nie aan die persoon wat my dalk teleurgestel het sy omstandighede nie. Daarom, Here, wil ons bid, gee ons nou daardie vrede en bewaar ons na liggaam, siel en gees om onberustig te wees wanneer U ons hier kom haal. Dat ons gereed sal wees as U ons maandag wil ontmoet, as U ons woensdag wil roep, as U ons Vrydag, Here, besoek. Bid nou, Vader, Seun en Heilige Gees, dat U vir elkeen wat hier sit, daardie shalom vrede sal gee. My liewe broer, my liewe suster, liewe seuns en dogters, God beteken vir ons meer as wat jy dink, en jy vir hom meer nodig as wat jy dink. Mag hy dan vir jou na liggaam, siel en gees so bewaar, dat jy nie sal knak nie, maar jy sal beleef, alles is moontlik deur hom. Amen. Ons eer die Here met ons opgeprys.
baie besonder is in die mooi luister, ons gaan 2 keer sing. Die eerste keer 'n bietjie stadiger en dan die tweede keer 'n bietjie vinniger. Baie van julle ken hom dalk. En sy naam is Jubilate. Loof die Here, is Psalm 100, maar hy herberei met daarvan. Kom ons sing dit saam, kom ons staan. Sal soek en sal beleef. Mag God se naam weer jou verheerlik word.